Lang gelede het daar in die hartjie van die groot bos 'n trotse, sterk jong leeu gebly. Sy naam was koning Louis Leeu. Sy goue maanhare het in die warm son geblink en wanneer hy gebrul het, het dit oor die groot bos en vlaktes weer klink. Al die diere het hom gerespekteer. Koning Louis Leeu het met wysheid en regverdigheid oor die groot bos regeer. En hy het seker gemaak dat almal goed met mekaar oor die weg kom. Maar daar was ook 'n wyse ou siel in die groot bos, 'n waardige ou uil met die naam Oupa Uil. Sy vere was so sag soos maanlig en in sy oë was al die geheime van alle eeue. Oupa Uil het hoog in 'n ou bloekomboom gewoon, vanwaar hy die wêreld fyn dopgehou het. Op 'n dag, terwyl koning Louis Leeu deur sy koninkryk stap, het hy gesien dat die wyse ou uil hom dophou. Hy stap toe nuuskierig nader aan Oupa Uil en vra: "Waarom sit jy daar bo, my goeie ou vriend? Watter kennis hou jy geheim daar in jou groot oë?" Oupa Uil het een van sy groot ronde oë geknip en geantwoord: "U Majesteit, my nes hier bo in die boom is die beste plek in die bos om alles mooi te sien. Van hier af kan ek die groot siklus van die lewe sien, die geboorte van diere, die dans van die skoenlappers en die verandering van die seisoene. Deur die jare het ek gesien hoe groot konings regeer en ondergaan, hoe koninkryke tot niet gaan en hoe sterre ontstaan." Koning Louis Leeu was baie geïnteresseerd in wat Oupa Uil gesê het. "Ek sê vir my Oupa Uil, watter wysheid het jy geleer daar van jou hoë nes af?" Oupa Uil het stadig afgevlieg en by koning Louis op die platklip kasteel gaan sit. En by die ou bloekomboom het die jong leeu en die ou uil vir mekaar hulle ou stories vertel. Koning Leeu het vertel van die groot oorloë waarin hy al geveg het, ook sy oorwinnings en die krag van sy leierskap. Oupa Uil het geduldig en in die ritme van die natuur vertel hoe belangrik dit is om te kan luister. "En luister nou mooi, my jong koning," het Oupa Uil sy raad gegee. "Wysheid lê nie net in sterkte nie, maar ook daarin om te kan verstaan. Die wind fluister geheime en die geritsel van die blare vertel ou verhale. Hulle deel met ons lesse wat baie groter is as u magtige gebrul." Koning Louis het mooi geluister en sy kop geknik, dankbaar vir Oupa Uil se goeie raad. En van daardie dag af het hy elke dag vir lang tye by Oupa Uil gesit en uit sy ou wyshede geleer. Hy het geleer om die fyn balans in die groot bos te waardeer, die jagdiere en hulle prooi, die son en die reën, die nag en die dag. En soos die seisoene gekom en gegaan het, het koning Louis Leeu sy koninkryk met regverdigheid en billikheid regeer. Hy het nie net sy eie trop leeu's beskerm nie, maar ook die kleinste bokkies en die spelerige meerkatte. En wanneer daar rusies onder die diere is, soek hy elke keer die wysheid van Oupa Uil op, want Oupa Uil se wysheid het oor alle tye gestrek. En dit is hoe die verhaal van koning Louis Leeu en Oupa Uil 'n legende geword het. Die leeu en die uil, wat lank gelede ver af bure was, het nou onafskeidbare vriende geword. Hulle vriendskap het vir alle diere herinner dat sterkte en wysheid goed kan saamleef. En om 'n leier te kan wees, moet jy dapper en regverdig wees. En as jy ooit in die groot bos gaan kuier, gaan soek die hoogste en grootste bloekomboom in die bos. Hy staan langs die groot platklip, koning Louis Leeu se kasteel. En as jy opkyk, mag jy dalk net sien hoe Oupa Uil en koning Louis op sy platklip hulle mooiste stories vir mekaar vertel, terwyl die son ondergaan. 'n Leeu en 'n uil, wat saamgebind is deur 'n hegte vriendskap en die betowering van wysheid.